Okay, ek Nou, Rihanna, welkom. Ek het jou gaan nou maar weer van voor af begin. het. Dis lekker deur mekaar vanaand. En Elsa is nou nog nie in die Elsa, is jy nog daar? Anders is julle doelbewus gemute. Julle klank, julle mikrofoon is af hoor. Net langs die Ja, kamera. ek het hom afgesit, ja. Okay, nee, ek wil net weet as julle doelbewus af is dan is julle af. Ja. Maxie, kan jy ons al hoor? Ek kan jou hoor, ja. Okay, kom ons gaan aan dan. As jy kan hoor, dan kom jy in met die video wanneer jy reg is daarvoor, hoor. Wanneer jy hom ingeskakel kry. Okay, Right. dit reg so. Goed, dankie. As jy my kan hoor, is dit reg. Ek kom jy met die video nou in. Ons is by Openbaring 20 vers 7 tot aan die einde van die hoofstuk 7 tot 15. En dis twee interessante gesigte wat Johannes in hierdie gedeelte sien. Daar is 'n hele paar dingetjies wat ek vir julle moet uitlig en wat nogal belangrik is dat ons kop uitmaak daarvan. Johannes 20 begin nou die openbaring afrond. Maar voordat ek daarmee begin, kom ons bid net eers saam. Here ons God, baie dankie dat ons vanaand ook weer so by u troon kan kom stil word, by u woord kan kom stil word en kan weet, u het vir ons beloof dat waar gelowiges by mekaar is, daar is u van die begin van die tyd tot aan die einde van die tye, vir altyd en ewig by ons teenwoordig. Dankie dat ons met daardie versekering ook vanaand hierdie stukkie van ons Bybelstudie kan aanpak en dat ons kan weet dat u in die grootheid en in die majesteit vir ons ook wil help om iets te verstaan van dit wat in hierdie gedeelte staan. Ons vra dat u dan saam met ons loop en dat u ook ons gedagtes verkoop deur dit wat u vir ons leer om Jesus ontwil. Amen. Goed, ons is by Openbaring 20, ons het die eerste 6 verse afgehandel. Dis nou daai gedeelte oor die tweede opstanding, of die eerste opstanding en die tweede dood, en julle sal nou onthou, dat toe ons daaroor gepraat het ons gesê, daar is nie so 'n ding soos 'n tweede wederkoms nie. Dan gaan net een wederkoms wees. Hoekom Johannes hier van eerste en eerste opstanding en tweede dood praat, is hy speel die lewe, die ewige lewe teenoor die ewige dood af. Dis die motivering vir die hele ding. Dit was 'n redelike tegniese gedeelte, die gedeelte van 20 vers 1 tot 6, omdat daar die 1000-jarige ryk in hierdie ding is. Nou, 'n mens moet altyd onthou, God se ryk is nie 'n plek nie. God se koninkryk is 'n domein, nie 'n regeermag inleef in mense se harte en gedagtes. So die koninkryk van God is nie 'n plek nie. Dit is 'n leef in 'n manier van lewe in mense se harte. So na die aanbreek van die 1000-jarige ryk, en dit het ons gesê is maar die tyd tussen die koms van Jesus en sy wederkoms, het ons dan nou te doen vanaand met hoofstuk 7, en die eerste is van vers 7 tot 10. Ek gaan daardie teks lees en dan daaroor met 'n bietjie gesels. Wanneer die 1000 jaar verstryk het, sal Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy optrek om die nasies tussen die 4 uithoeke van die aarde, die Gog en Magog, op 'n dwaalspoor te lei en om hulle te mobiliseer vir die oorlog. Hulle getal is soos die sand van die see. Hulle het van oor die breedte van die aarde opgeruk en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur uit die hemel neergedaal en hulle verteer.
Die duiwel wat hulle op 'n dwaalspoor gelei het, is toe in die poel van vuur swaal gegooi, waar die dier en die valse profeet ook is. En hulle sal dag en nag gefolter word vir ewig en ewig. Goed, die 1000 jaar is verby. Dit is Johannes se simboliek. Hierdie periode is verby. Die wederkoms van Jesus gaan nou imminent, dit gaan nou plaasvind, dis nou binnekort, en nou word die Satan losgelaat. Hy word losgelaat met een doel voor oë, en dit is om die nasies van die aarde, dis die wêreldbewoners, en julle weet nou al, uit ons studie van Openbaring, die begrip wêreldbewoners of nasies van die aarde, soos wat ons hier daarmee te doen het, is altyd 'n verwysing na die duiwelse volgelinge. Dit het nooit te doen met gelowiges nie. So sy doel is nou om die nasies tussen die 4 uithoeke van die aarde bymekaar te trek vir 'n oorlog. 2 belangrike uitdrukkings wat hier gebruik word is Gog en Magog. En ek moet nou net gou myself kontroleer dat ek nou nie met julle sit en nonsens praat nie, maar die woorde kom baie min in die Bybel voor. Om die minste daarvan te sê, ek is van mening dat Gog net hier voorkom en Magog nog een ander plek as 'n seun van een van die voorvaders. Ek wil net gou kyk, laat ek dit net gou kry hier in die boekie. Ek het voorberei, maar ek kan skielik nie onthou nie. Ja, Gog word in die Ou Testament voorgestel as 'n wese teen wie God is, terwyl Magog die naam van een van Jafet se seuns was. Nou die hulle word aan mekaar geteken as mense, as wesens wat teen God bestaan. So, maar verder hoef ons oor Gog en Magog nie bekommerd te wees nie. Ons moet baie bewus wees daarvan dat hulle hierdie nasies wat teen God is optrek om oorlog te maak, en dat hulle die laar van die gelowiges omsingel. Julle kry die prentjie in julle gedagtes, dink in terme van bloedrivier en die laar wat getrek is en die boere binne in die laar en dan hierdie swart maghorde mense wat hulle aanval. Dink dieselfde tipe van prentjie wat jy in jou kop kan kry wanneer jy oor hierdie saak dink. Maar nou gebeur daar 'n verskriklike belangrike ding. Wanneer hulle so optrek om oorlog te maak en hulle omsingel die laar van die gelowiges en hulle staan almal rondom die laar om oorlog te maak, dan vind daar nie 'n oorlog plaas nie. In plaas daarvan dat daar 'n oorlog plaasvind, lees ons in hierdie gedeelte dat hulle deur 'n vuur uit die hemel verteer word. So daar vind nie hierdie stryd tussen die Satan en Christus se volgelinge plaas nie. Dit gaan doodgewoon daaroor dat God ingryp, dat hy die menigte volgelinge van die Satan met vuur verteer, sodat hulle nie die gelowiges kan aanval nie, en die Satan self word nou in die vuurpoel gegooi. So die bose drietal, ons kan nie praat van 'n drie-eenheid nie, onthou, is net drie-eenheid in die hele wêreld, en kry maar die idee in jou kop reg, jy kan nie 'n drie-eenheid skep nie. Selfs al sou jy 3 verskillende metale vat en hulle aan mekaar vasswys, het jy nog nie 'n drie-eenheid geskep nie, jy het 'n ding met 3 metale ingeskep. En dit is die prentjie wat 'n mens in jou gedagtes moet hê wanneer jy aan die bose trio dink. Die drietal van die Satan of die draak dan nou, en die diere uit die see en die diere uit die aarde. Die draak is die Satan, hy word so openbaar in Openbaring 12, en die diere uit die see is dan die anti-kris, hy word so openbaar in Openbaring 13, en die diere uit die aarde is die anti-gees, die teenpool van die gees, en hy word so geopenbaar in Openbaring 13. So, hulle twee is nou al in hoofstuk 19, is hulle nou al in die vuurpoel gegooi. Die anti-kris en die anti-gees is nou al reeds in die vuurpoel gegooi, dis nog net die Satan, wat nou vir 'n oomblik vrygelaat word, vir 'n kort tydjie vrygelaat word, uit sy binding in die onderaardse diepte word hy vrygelaat, en die doel van die vrylating is dat hy die wêreld
moondhede die wêreldburgers bymekaar bring in 'n omsingeling van die leermag van God. En dan laat God nie toe dat die leermagte met mekaar beklei nie. Hy tree self toe en met 'n vuur uit die hemel uit vernietig hy die leermag van die Satan en hy neem die Satan dan en hy vat die Satan en hy gooi hom in die vuurpoel. En nou is die bose trio al drie in die vuurpoel en hulle tyd op aarde is verby. Die res van die Openbaring handel nou oor wanneer Jesus dan nou weer kom. Hy kom om te oordeel en hy kom nou hierdie oordeel is nou in die volgende gedeelte kom dit wat die ruiter op die wit perd daar uitry en dan as hy gekom het om te oordeel dan kom die nuwe skepping wat dan nou die ou skepping word opgerol en dit sê soos 'n boekrol staan daar in die teks word hy opgerol en dan kom in die plek daarvan kom 'n nuwe hemel, nuwe aarde en 'n nuwe Jerusalem daal uit die hemel neer. Daai werklikheid, daai komende werklikheid gaan ons in die volgende paar weke nog met mekaar lekker deurwerk. So is daar vrae oor die gedeelte oor die oordeel oor die Satan. Het julle vrede met die gedagte, daar vind nou nie 'n oorlog plaas nie. God tree toe en hy sê hy vernietig nou, hy verteer met 'n vuur uit die hemel, verteer hy die magte van die bose, die burgers wat die Satan volg. Almal gelukkig, almal tevrede, almal as die vrae is beantwoord. Is julle reg? Daar is hy. Dan kan ons aangaan na die gedeelte van vers 11 tot 15 toe. En dan lees ek vir julle van hoofstuk 21 vers 11. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, die magtiges en die geringes voor die troon sien staan. Toe is die boekrolle oopgemaak. 'n ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is op grond van wat daar in die boekrol opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel. Die see het toe die dooies wat daarin is teruggegee, en die dood en Hades het die dooies wat daarin is teruggegee. Elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Toe is die dood en die Hades in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. En as daar gevind word dat iemand se naam nie in die boek van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. So hierdie visioen het nou te doen met 'n troon wat in die hemel verskyn en op die troon sit daar iemand en daardie iemand is die Here Jesus wat op daardie troon sit. En die aarde en die hemel vlug weg van hom af. Hulle kan sy aangesig nie aanskou nie, dit gaan weg van hom af, want daar was nie meer plek vir hulle nie. En dan gebeur die interessante, die opstanding van die liggaam. Sondag vir Sondag, as ons uit die apostoliese geloofsbelijdenis en ook wanneer ons by geleentheid daarvan gebruik maak die belijdenis van Nicea, daardie belijdenis lees, voorlees in die kerk, dan kom ons onder andere daarby om by die artikel wat sê ek glo aan die opstanding van die vlees. Nou hoekom dit ek glo aan is dis 'n werk van die Heilige Gees om die vlees op te wek. So ons glo nie in die opstanding van die vlees nie, want dit beteken dat ons vertrou die opstanding van die vlees en ons doen nie, ons vertrou die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En al drie van hulle het dan werke wat hulle in die geskiedenis doen en ons bly glo aan daardie werke van God. God het geskep, die Seun het verlos en die Heilige Gees begelei. So die herlewing vind nou plaas, die opstanding van die vlees vind plaas. En die beskrywing wat Johannes gebruik is volledig. Die see, eers sê hy dis die magtiges en die geringes wat voor die troon staan. En dan sê hy later vir ons
dat die see die dooies teruggee en dat die aarde die dooies teruggee, dat die dood en Gades is die dode ryk volgens die Joodse siening daarvan, en die dooies daarin teruggegee. En dan word die boeke oopgemaak en ook onder andere die boekrol van die lewe. Nou die boekrol van die lewe sou 'n mens dit kon beskryf as 'n simboliese register wat God hou. Ek wil hê julle moet baie goed verstaan, daar is nie so 'n ding soos 'n fisiese register wat God hou, waarin jou naam geskryf staan nie. Dis 'n simboliese register wat God hou, van mense wat in Jesus glo. As 'n mens oor die uitverkiesing begin praat, dan kan 'n mens nogal bietjie vasdraai in hoe presies dit werk. Dit is miskien goed dat 'n mens dit nie te dikwels doen nie, want dit is goddelike inisiatief hierdie, en ons gaan dit nooit regtig verstaan nie. Maar die boekrol van die lewe is 'n simboliese register wat God hou van mense wat in Jesus Christus glo. Of dit nou so vooraf bepaal is dat jy in Jesus Christus glo, en of jy reageer op 'n oproep deur Jesus Christus om te begin glo, dat gaan ons nie vanaand daarmee besig wees nie. Ons kan op 'n ander dag daaroor praat. Maar die belangrike ding is, die boekrol van die lewe word oopgemaak, en al die boeke word oopgemaak, en die oordeel geskied dan aan die hand van wat mense gedoen het. So hierdie mense wat uit die doodheid, wat die see uit die doodheid teruggee, en wat die aarde uit die doodheid teruggee, en wat die dood en Gades uit die doodheid teruggee, hierdie mense kom staan nou voor die troon van die Lam, wat op die troon sit, en hy oordeel wat is die norm van sy oordeel? Dit wat jy gedoen het, sê die teks. Maar nou moet 'n mens baie goed verstaan dat hy verwys hier na die mense wat uit die doderyk uit terugkom. Basies die see, so as dit hier te doen met mense wat nie gelowiges was nie. So hulle word geoordeel aan die hand van hulle werke, aan die hand van wat hulle gedoen. Ek en jy, en dit is die wonderlike boodskap van die evangelie, die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus is, ek en jy word geoordeel aan die hand van Jesus se dade. Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy dit moet onthou. Ek sê altyd, en ek hou van die uitdrukking, daarom gebruik ek hom baie dikwels, ek en jy leef vir elke asemteug van ons lewe, leef ons uit genade. Jesus het vir elke asemteug van sy lewe het hy in verdienste geleef. Hy het die genade vir ons verdien. So hy het in ons plek daardie dade gedoen wat so nodig was om ons verlossing te bewerk. En dit is deel van ons geloof in hom. Dat ons glo dat hy alles gedoen het wat nodig is. En ons gaan nou Sondag so 'n bietjie daaroor gesels, oor daardie stuk angs van Getsemane. Is nou Sondag se beurt vir die Lydingsweek 4 wat ons 'n bietjie oor gaan gesels. So hy doen alles wat ek en jy nodig het om gered te word. Al wat ek en jy doen is, ons moet net rus in die wete dat hy dit vir ons gedoen het, in die geloofsrede dat hy vir ons dit alles gedoen het. Dis waarin ons dan lewe. Beteken dit ons kan doen wat ons wil? Nee, ons doen wat God wil, want hy het die prys betaal. Ons behoort aan hom. Hy het ons uitgekoop uit die mag van die bose en die sonde, en omdat hy ons uitgekoop het, lewe ons nou voor hom aan die hand van dit wat hy van ons vra. Nie sodat ons verlos kan word nie, maar omdat ons verlos is. Dis die groot rede daarso. Dan word die dood en die doderyk word by die Satan en sy twee trawante gevoeg. Hulle gaan ook in die vuurpoel in, en as iemand se naam nie in die boek van die lewe gestaan het, dan gaan hy in die vuurpoel in. So sluit Openbaring dit af. En in daardie vuurpoel
is daar 'n foltering vir ewig en ewig. Vriende, daar is 'n hel. Ek weet daar's groot gesprekke in die wêreld aan die gang en ek lees die goed, dis my werk om te weet. Daar's groot gesprekke in die wêreld aan die gang oor die werklikheid van die hel. En daar's baie mense, ook gelowige mense wat soos ons gereformeerd is, wat sê, maar dis nie God se aard om so ewige straf oor mense uit te spreek nie. Hy het ander maniere waarop hy dit kan doen. En ek sê nie, as hy 'n ewige lewe geskep het, dan is daar ook 'n ewige dood. En 'n ewige dood vind in die vuurpoel plaas, en dit is 'n dood wat nie dood is nie. Jy gaan dood en dood en dood en dood en dood, vir altyd en ewig, sonder dat jy ooit doodgaan. Die ewige lewe is die teenpool, die teenoorgestelde daarvan. Daar lewe jy lewe in God se teenwoordigheid, sonder dat daar ooit 'n einde kom of 'n bedreiging kom aan daardie lewe. Dit is juis wat die hemel so 'n aantreklike plek maak. So daar is 'n hel, ons moet daarvan diep bewus wees. En as ons bewus is daarvan dat daar 'n hel is, dan hoor ons nou die Bybel sê, as jou naam nie in die boekrol van die lewe staan nie, dan gaan jy in die vuurpoel in. Hoe maak ek seker dat my naam in die boekrol van die lewe is? Ek rus in die wete dat Jesus Christus vir my verlossing verdien het. Dis die enigste ding wat ek kan doen. My uitdrukking is altyd, moenie dit by my vat. As ek met die Bybel van die kansel afklim en vir iemand gaan aanbied, dan sê ek, moenie dit vat nie, ek trek dit terug. En dan sê ek, vra, wat moet ek dan doen? Dan sê ek, ontvang dit. Dit is hoe die geloof werk, die geloof in die drie-enige God, wat dan ons name in die boek van die lewe plaas. So die register, die boek van die lewe, die register van die gelowiges, denkbeeldige register, simboliese register, en dan die ander boeke waarin die name van almal wat nie in Jesus glo opgeskryf is, en wat dan tot gevolg het dat hulle in die vuurpoel gegooi word. Kom ons verpoos vir vrae vir 'n oomblik, en dan kan ons aangaan met hoofstuk 21. Vrae, opmerkings, gedagtes asseblief. Nog stil gepraat. Ja, alles is duidelik, dankie Dominee. Dankie. Goed, hoofstuk 21, ons begin met hoofstuk 21, ons gaan nie wat op klaar kry nie, is 'n redelike breedvoerige gesig, maar wat Johannes nou sien, is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons gaan nie vanaand oor die nuwe Jerusalem praat nie, dit verg 'n studie op sy eie. Ek hoop ons gaan klaar kry met die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons begin met hoofstuk 21 en ek lees vir julle die eerste 4 versies. Dan gaan ons 'n bietjie daaroor met mekaar gesels. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of gehuil of pyn ook nie sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Goed, die eerste skepping is besig om te verdwyn. Hier in hierdie gedeelte, in hierdie eerste 4 versies van 21, sê Johannes... Ekskuus, Dominee. Yes. Ekskuus, ek wil net iets vra, voor ek nou vergeet. Yes. Hoekom staan daar en die see sal daar nie meer bestaan nie? Die see sal daar nie Wat meer beteken- bestaan nie. Daar gaan eenvoudig nie 'n see wees nie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde het nie 'n see nodig nie. So daar gaan nie 'n see wees nie. Waarvoor is die see op aarde? Wat is die doel van die see op aarde? Is om reën te verskaf sodat die plante kan groei, sodat die mens kan asemhaal, of die diere, die goed wat asemhaal, kan asemhaal. In die nuwe hemel, nuwe aarde is God self die bron van lewe.
Dit is verskriklik belangrik. Dit is belangrik dat jy dit raak sien. Dit is goed dat jy dit raak gesien het. Want ek sou dalk nie so daaraan geraak het nie, maar is God self die bron van lewe. Vir ons is die son in baie opsigte die bron van lewe. Dit is, as daar nie sonskyn is nie, dan gaan vergaan alles. Plante gaan dood, as dit, ons self sal nie kan bestaan nie, want dit gaan eenvoudig te koud word op die plek. As die son nie skyn nie. So die son is in baie opsigte verantwoordelik om die lewe op aarde, kom ons noem dit, in stand te hou. Ek wil nie God se werk in ons lewens wegneem nie. Ek wil die verabsolutering van God se werk in die nuwe hemel en die nuwe aarde beklemtoon. So ons gaan nie 'n see nodig hê nie, daar gaan nie reën nodig wees nie, daar gaan nie water nodig wees nie, want die water, die reën, vir die mate waarna reën nodig sal wees, die water en die kos en al sulke goeders gaan in die nuwe Jerusalem wees. God voorsien dit vir ons, soos wat dit in die paradys was. Dankie, Vanus. Is julle gemaklik? Goed, die ou bestel gaan verby. Bietjie later word hy beskryf as hy word opgerol soos 'n boekrol. Maar hy gaan tot niet en die see bestaan nie meer nie, en dan sien hy die heilige stad uit die hemel uit neerdal. Ons het so 10 minute oor, ek dink ons gaan daar net met hierdie gedeeltetjie klaar kry. Dan sien hy die heilige stad uit die hemel uit neerdal, en tegelykertyd hoor ons in hierdie beskrywing van die heilige stad wat gereed gemaak is, soos die bruid van Christus, hoor ons 'n harde stem wat die stad vir ons beskryf. En die beskrywing sê, dit is God se woonplek by die mense, en hy sal by hulle woon. Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy dit raak sien. Openbaring is besig om die Bybelse verhaal toe te maak. Die Bybelse verhaal is geopen by chaos, waarin God orde skep, en dan in daardie skepping is daar die aanbring van alles wat hy maak, tot op die 6de dag, wanneer hy die mens ook maak, onder andere die mens ook maak, diere en die mens, en dan rus hy, dan sê hy is tevrede met hierdie skepping. En dan is die skepping veronderstel gewees om so aan te gaan, as God se teenwoordigheid in die mensdom. Maar omdat hy die mens gemaak het as 'n redelike, sedelike, willende wese, daai 3 begrippe kan julle maar gerus onthou. Die mens, die skepping van die mens, hy is 'n redelike wese, so hy kan 'n ding beredeneer. Dis anders as diere. Diere beredeneer nie 'n ding nie. As 'n mens jakkalse jag, dan weet jy, as jy een keer geskiet het op 'n jakkals en jy hom misgeskiet, roep jy verniet weer. Hy sal nie weer kom nie. En dan plaas dit die indruk by 'n mens dat die jakkals dit kan beredeneer. Hy kan nie. Sy instink sê vir hom, daar's gevaar as daai roep weer klink. So hy kom nie weer na so 'n geroep toe nie. Hy werk net met instinkte. Die mens kan 'n ding beredeneer. Dis verskriklik belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Die mens is ook 'n sedelike wese, met ander woorde, ons weet wat is reg en verkeerd. Die aanbod van die duiwel om te besluit, om vir Adam en Eva om te besluit dat hulle die vrug eet en die boom van al die kennis bekom, sodat hulle ook soos God kan weet wat reg en verkeerd is 'n afgeleide gedagte uit die proefgebod, wat nou in Genesis 2 vers 15 staan, waar God vir Adam en Eva sê, van die vrugte van hierdie boom mag julle nie eet nie. So reeds daar weet hulle baie goed wat is reg en verkeerd. Hulle weet, so ons is as sedelike wesens geskep, en die laaste is ons as willende wesens geskep. So ons het 'n wil van ons eie, ons het nou altyd 'n wil van ons eie gehad. Dis juis hoekom Adam en Eva in die sonde geval het, en ons saam met hulle dan nou in die sonde geval het, want ons wil het daartoe gelei dat God ons moes geleentheid gee om daardie wil te gebruik, en toe hy dit vir Adam en Eva gegee het, hulle die wil verkeerd gebruik. Hulle het besluit om nie by God te bly nie, maar self God te word. En julle ken nou al die storie, ek het nog al baie kere met julle gesels oor
hoe dit kom dat Abraham vir God sê, God vir Abraham sê, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Ons het nou onlangs het ons weer by een van die dienste daaroor met mekaar gepraat. So, God woon nou by die mense. Hy kom nou weer terug na daardie situasie wat ons in die paradys gehad het. Hy kom bly nou by ons en ons sal sy volke wees en hy sal self by ons wees as ons God. Dit is skrikkelik belangrik. Mense afgoderry begin by die mens se eie selfbeeld. Dit begin by die mens se idee dat hy God is. En dan draai hy homself vas in sy eie onvermoëns en dan begin hy buitekant homself soek na iets en dan maak hy vir hom 'n beeldjie of hy kap 'n ding met houtyd of hoever ook al die mens werk. Maar primêr begin afgoderry daarby dat ons dink ons is ons eie gode. Ons dink Adam en Eva het so goed gekies dat ons nou ons eie gode is. Nou ons weet, dit kan nie. Jy kan nie jou eie God wees nie, al wil jy ook, hoe graag jy dit ook al so wil handhaaf, is die bewys van die verskeidenheid van afgode en semi-gode, kan 'n mens amper sê, wat daar in die wêreld bestaan. Kan 'n mens alreeds sê, die mens kan nie sy eie God wees nie. Hy is nie in staat daartoe nie. Ons bly soek na iets buitekant onsself om God te wees. So, en dan die pragtige, die heilige stad, die lied, die heilige stad, en ook lied 602, ek sien 'n nuwe hemel kom, reflekteer dan die volgende woorde. Nou die gedeelte in vers 4 is die begin van daardie refleksie van die woorde. En ons gaan nou daar vanaand moet ophou, want ons tydjie loop uit, maar dit begin daarby dat hy trane afdroog, dat die dood nie meer bestaan nie, dat daar ook nie rou of gehuil of pyn gaan wees nie, en dat die eerste dinge verbygegaan het. So die aarde soos wat ons hom geken het, soos wat ons hom nou ken, gaan verbygaan, hy gaan verdwyn. In sy plek gaan daar 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel kom, en in daardie nuwe aarde en nuwe hemel gaan God sy nuwe stad oprig, waarin hy volmaak regeer. Ons gaan weer daarby ook 'n bietjie later stil staan. As 'n mens nou aangaan van vers 5 af, dan sien jy wat doen God nou alles in hierdie nuwe stad. Dit is nie net 'n kwessie van hy droog die trane af en die dood sal nie meer wees nie, ook nie pyn of siekte of sulke goeters nie, gaan daar nie meer wees nie, want die ou is het verbygegaan, wat die gevolg van die sonde was, die gebrokenheid van die natuur, van die wêreld waarin ons leef, was die gevolg van die sonde, dit het nou verbygegaan. Satan en sy trawante en die dood en die doderyk is in die poel van vuur. Ek en jy is nou besig om ons gereed te maak om in die nuwe Jerusalem te gaan bly. En ons gaan in die nuwe hoofstuk waarmee ons nog gaan besig wees, die nuwe Jerusalem, gaan ons daardie nuwe stad, gaan ons sien en beleef, en hoofstuk 22 iets van die heerlikheid om daar in God se aangesig te lewe, sal ons in hoofstuk 21 iets daarvan ervaar. So ons gaan volgende keer so 'n bietjie oor die res van hoofstuk 21 gesels, die nuwe Jerusalem. Dis nie so 'n moeilike een nie, dit is nou lyk nou baie lank, omdat daar so 'n lys van edelstene is en ook 'n lys van parels en profete en al sulke goeders is, maar dit is nie so lank nie. Dit is nie moeilik om die nuwe stad te verstaan nie. Dit is relatief maklik, solank mens net bewus is daarvan dat ons met 'n nuwe wêreld te doen het. Die oue het verbygegaan, hy's weg, hy bestaan nie meer nie. Die nuwe wêreld kom in sy plek, nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem kom in sy plek en ons gaan daar leef in God se teenwoordigheid. Goed, ons tydjie is verby. Hy gaan nou aflei. Ek wil gou hoor, is daar vragies of opmerkings? Skiet gou. Dan kan ons het so 'n minuut en 'n half oor. Dis hoekom die woord sê die dood is 'n wins.
Dit klink Ja. heerlik. Ja, Paulus self wat sê ek verlang om heen te gaan en by Christus te wees. En dan sê hy vir die gemeente, maar terwille van julle sal ek nog 'n rukkie hier moet bly. Ek moet nog eers vir julle sorg. So ja, die dood is 'n winsie. Dit wag, wat vir ons wag is baie groter as dit wat ons in ons wildste drome kan indink. Goed, dankie. Nog iets? Maar kom ons sê dankie. Here baie dankie dat ons vanaand so uit die woord uit kon stil word en dat ons kon luister na dit wat U ook vir ons deur die woord sê en ook met mense gedagtes daaroor kon nadink. Dankie vir die wonder van kind van U wees, wat weet ons name is in die boek van die lewe geskryf en ons sal nie in die oordeel kom anders as om vrygespreek te word nie. Seën ons dan ook in daardie wete om Jesus ontwil. Amen. Baie dankie julle. Dit was nou heeltemal lekker geweest. Hoop julle het dit ook geniet. Nog volgende Dankie. week kan ons nog by mekaar kom en dan is ek 'n week met vakansie. So ek gaan Sondag die 22ste ry 'n bietjie Oos-Kaap toe. Maar ons gaan probeer om hoofstuk 21 ten minste klaar te maak voor ek ry. Sterkte vir julle. Ons is weg.